as 'n teken van die Here se teenwoordigheid hier by ons. Een van die mooi goed wat ek oor Pinkster gelees het, wat regtig op 'n tyd my lewe verander het en diep geraak het, is dat een teoloog gesê het, en hy grond dit op 2 tekste in die Nuwe Testament. Hy sê, van die belangrikste werk wat die Heilige Gees doen, dis nou Pinksterdag, is dat hy ons wil oortuig en ons oë wil oopmaak daarvoor, dat God regtig ons Vader is. Julle weet, dis sleg as 'n mens twyfel daaroor, dat God jou Vader is, wat jou ontsaglik liefhet. En die Heilige Gees wil ons daarvan kom oortuig. Die tweede ding, sê hy, is die Heilige Gees wil ons kom oortuig, dat Jesus regtig die Here is, wat in beheer is van hemel en aarde en alles wat gebeur. Want dit kan ons help om nie so te sukkel, om te luister en gehoorsaam te wees, as Christus vir ons goed sê en vra nie. Ek wil hê, kom ons begin met 'n fotum, dis uit Romeine 8, waar ons iets hiervan hoor, wat die Gees kom doen in ons lewens. Kom ons buig ons hoofde, dan luister ons daarna. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van die drie-enige God. In die naam van die Vader, wat ons liewer het, sê die Bybel, as wat ons ooit sal kan verstaan. Ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus, wat ons kom verlos het van sonde, van 'n beangste lewe en van 'n betekenislose bestaan. En ek groet julle in die naam van God die Heilige Gees, wat ons swakheid en huiwering en vrese ken en ons krag wil gee om op 'n nuwe manier te begin lewe. Genade vir julle en vrede van hierdie God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die tema vir hierdie Pinkster afsluiting is die Gees kom ons in ons swakheid te hulp. Ek dink dit was 'n belangrike tema hierdie hele week gewees, dat die Here gee vir ons 'n groot opdrag, en meeste van die tyd is daar baie mense wat dit hoor, maar net dink, jy weet, ek sal dit nie kan doen nie. Ek het dit nie in my om dit te doen nie. En ons het klem gelê op 'n klomp verse die week, waar die Here sê, ek gee juis die Gees vir julle om julle krag te gee. Maar ek het nou gedink, want dit voel vir my, dis waar die ding kan afspring. Ons hoor, ons weet, ons moet dit doen. Maar ek weet nie of ek sal kan nie. En ek sal vanoggend 'n bietjie met julle daar wil praat. Hoe help die Gees ons? Hoe kom die Gees ons in ons swakheid te help? Kom ons luister eers net weer na 'n paar verse waar hierdie ding gesê word. Lukas 24. Daar lees ons vers, ek dink dit is vers 44, ja. Toe open hy hulle verstand, hierdie is 'n toneeltjie reg aan die einde, na Jesus se opstanding voor die hemelvaart. Het hy met hulle gepraat oor 'n klomp goed, en eers vir hulle gehelp om 'n klomp goed te verstaan, wat hulle nie verstaan het nie. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moes ly en op die 3de dag uit die dood opstaan,
en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan alle nasies verkondig word nou. Van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe van my Vader, wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, wag, totdat julle met krag van bo toegerus is. Altyd vir my vreeslik troostend dat Jesus gee die opdrag hier, maar hy weet, julle sal dit nie kan doen op julle eie nie. Wag, moenie begin hardloop nie. Julle is nie reg nie. Wag tot julle krag van bo ontvang. Ek dink hierdie selfde storie hoor ons in Handelinge 1 vers 6 tot 8, eintlik amper woordeliks dieselfde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dan 'n interessante vers, hoeveel die Heilige Gees ons help. Romeine 8 vers 26 sê Paulus, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet selfs nie eers wat ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Mense sê so ernstig is hierdie ding, broers en susters. Die Gees sê nie net voor jy bid vir jou wat jy moet bid nie. As jy bid en jy net verkeerd gebid, maar jou hart bedoel dit reg, dan vertaal die Gees daai gebed van jou, sodat hy by die Here reg aankom. So drasties is die hulp wat die Heilige Gees aan ons verleen. En dan nou eintlik, dat ek nou al sê, ons praat oor krag, en ons gaan agterkom weer, die Here wil en gaan vir ons krag gee, maar daar's 'n interessante swaadjie aan, wat ons moet raak sien, en ons sukkel daarmee, omdat ek dink ons daai swaadjie mis. En ek gaan nou 2 verse lees, wat ek na toe gaan terugkom, in die tweede deel van die preek, wat te doen het met hierdie swaadjie. Luister die eerste ene, in Romeine 5, die eerste klompie verse, ek gaan nou nie baie lees nie, ek gaan net vers 5 lees. Paulus praat daaroor wat ons deurgaan, en hy sê, dit kweek hoop, soms, en dan sê hy, en die hoop wat ons het in Christus sal nie beskaam nie. Luister nou aan die volgende stukkie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ek wil nogal vir julle sê, nou as julle my vra, wat is die belangrikste Pinksterteks? Is dit hierdie ene? Wat is die Pinksterteks wat mense se lewens kan verander? Is dit hierdie ene? Ons gaan terugkom na hom toe net nou. Laaste gedeelte wat ons gaan lees, is ook een wat ek baie lief is voor, julle sal dalk ken, is die pragtige gebed wat Paulus in Efesiërs 3 vir die mense van Efese bid. En hier word ook gepraat oor krag en liefde. Luister hom daar, in vers 16 sê hy weet, Paulus weet, ons het krag nodig, die gemeente het krag nodig. Daarom sê hy, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Here weet, as ons nie krag het nie, gaan ons min doen. Maar luister, hoe gaan hy aan? Hoe gaan ons hierdie krag kry? Hy sê, ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Skielik begin hy oor liefde praat. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep nie die krag van Christus is nie, maar die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
Ek kom terug na hierdie laaste twee verse. Ek het gesê ons vier vandag Pinksterfees, broers en susters, en dis ook die afsluiting van ons Pinksterweek. Ons tema hierdie jaar was getuienis, en ons het gepraat daaroor dat Jesus die Heilige Gees aan ons gee om ons te bemagtig en uit te stuur om die blye boodskap van die evangelie van vergifnis, genesing en 'n nuwe lewe aan mense te verkondig. Dit beteken, surprise, surprise vir party van ons, die Here red ons nie net om ons 'n lekker lewe te gee of om ons eendag in die hemel te kry nie. Hy hoop dat ons so dankbaar sal wees oor wat hy vir ons gedoen het, dat ons hierdie storie met ander mense sal wil deel. Dit verander sal wil vertel. Een van die ou kerkvaders het hieroor mooi ding gesê. Hy het gesê, wat hier gebeur, wat Jesus hier vir ons aanbied, is eintlik die beste ruilaanbod wat jy ooit in jou lewe gaan kry. Jesus sê, ek sien by julle is so bekommerd oor julle eie goed, dat julle dink julle het nie tyd of krag om my te kom help met die goed waar ek bekommerd is nie. Ek wil nou vir julle 'n deal maak. Begin julle bekommer oor my goed. Dan gaan ek my bekommer oor julle goed. In Matteus 6 vers 33 sê Jesus dit. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge waar julle bekommerd is, sal ek vir julle gee. Ons kan nie weer nou na al die tekste kyk nie, maar ons het deur die week, veral verlede Sondag, gekyk na 'n hele klomp Pinkstertekste waarin baie duidelik gepraat word oor hierdie gestuurdheid van die gemeente. Eintlik oral in die Nuwe Testament waar Jesus sê, ek gee vir julle die Heilige Gees, praat hy, ek gee dit vir julle omdat ek julle stuur om goed te gaan doen in my naam. In Handelinge is dit baie duidelik, dat die wonderlike ding, dat die eerste Christene nie net hierdie opdrag van Jesus gehoor het en verstaan het nie, maar broers en susters, dat hulle dit gedoen het ook. Ons het gehoor die week, as Petrus spreek op Pinksterdag, kom 3000 mense tot bekering. Ruk later nog 2000. Hulle het hierdie boodskap ernstig gevat en dit uitgedra. Ook die vroeë kerk het dit met absolute erns gedoen. Ek wens ons het 'n bietjie meer tyd gehad om oor daai storie van die vroeë kerk, die eerste 4 eeue te praat. Is die vinnigste wat 'n godsdienstbeweging ooit gegroei het in die geskiedenis van die wêreld. En dit het te doen met Christene, wat hierdie opdrag, dat hulle gestuur is met die boodskap, ernstig gevat het, al het dit 'n hele klomp van hulle op die ou end hulle lewens gekos. Kan ek vir julle sê, ek dink baie van ons weet dit dalk nie, ook van ons eie mense in die NG Kerk het dit geglo. Ek het nou hierdie week gesê, veral in die 1800s, vriende, het honderde Afrikaanse mense hier hulle tasse gepak, en kan ek sê, nie Kanada toe of Australië toe gegaan nie, maar hier opgetrek in Afrika, omdat hulle geglo het, die Here roep hulle om die evangelie te gaan verkondig daar. En kan ek sê, van die grootste gereformeerde kerke in verskillende Afrika lande vandag is vrug van die sendingwerk van mense wat hier van ons af opgetrek het soontoe. Doen julle self 'n guns as julle weer Wellington se kant toe gaan. Daar's nou 'n plek reggemaak daar, Andrew Murray Spiritualiteitsinstituut. Dit is waar Andrew Murray gebly het, en dan 'n saal langs aan en 'n koshuis wat Andrew Murray gestig het en waar hy sendelinge opgelei het vir Afrika in die laat 1800s. Honderde mense daar opgelei
wat in Afrika opgestuur is. Wonderlike geskiedenis vanuit ons eie kerk. Goed wat ons vergeet het, en ons het maar gedink, vriende, dat dit dalk tyd is dat ons gemeente ernstig vir die Here gaan vra wat hy nou in hierdie tyd van ons verwag aan evangelisasie en getuienis. Want ons het gesien met hierdie uitbreidings hier in Gordons Bay, is dit as dit ware asof die Here, kan ek sê, duisende mense op ons stoep kom neersit en vir ons vra, wat doen julle vir hulle? Kan ek nou maar sê, verskriklike ding. Ons het in 'n tyd in die NG Kerk gekom, amper dat ons gevoel het, ons het genoeg mense hier by ons. As mense na ons toe wil kom, ons gaan nie soek nie, dan moet hulle maar kom aanmeld hier by ons. Hulle weet waar ons is. Hulle kan maar hier na ons toe kom. In die Bybel, vriende, praat die Here ook 'n ander taal. En sê vir ons, julle kan nie sit en wag vir hulle nie. Julle moet soos Jesus uitgaan en hulle gaan soek. Dis waar ons hierdie week gepraat het, en kan ek sê, die van julle wat weet, ons moet iets hieraan doen, kan ek nou al sê, 17 Junie, nie nou Dinsdag nie, maar volgende Dinsdag, het ons 'n byeenkoms hier agter in die konsistorie, waar ons na aanleiding van Pinkster gaan saam praat oor wat ons hoor die Here van ons vra. Maar nou het ek tog, voordat ons daarby kom, tog gedink dat ek nog een keer moet praat oor, ons praat heel week gesê, die Heilige Gees help ons. Hoe presies kom die Heilige Gees ons in ons swakheid te help? Ek dink ons moet daaroor praat, want die waarheid is, broers en susters, dat die meeste van ons nie gewoond is aan hierdie getuienis storie nie. En dit lyk vir ons of dit nie maklik gaan wees nie, en ons wonder of ons dit sal kan doen, of dit gaan werk vir ons. Ek kan julle baie stories vertel van mense, wat oor presies dit oor jare vir my gesê het of gevra het in verskillende gemeentes. En kan ek sê, party van hulle dit vreeslik beleefd gedoen. Ek kan onthou 'n ou wat vir my gesê het, ek kan sien dat dit verskriklik belangrik is, dat Christene dit moet ernstig neem. En ek dink dis verskriklik goed dat julle daaroor preek ook. Maar ek wil jou nou sê, ek dink vir my gaan dit nie werk nie. Daai is nie my geaardheid nie. Ek sal dit net nie kan doen nie. Ek dink nie ek het die gawes om dit te kan doen nie. Sal nie werk vir my nie. Sorry. Wense kon. Die waarheid is, broers en susters, dat die Here nie vir ons kom vra of ons dit wil doen en of ons dit kan doen nie. Hy kom sê vir ons, ek weet jy is skrikkerig, maar kom, ek sal jou help. Ek sal jou krag gee. Ek sal jou tegemoet kom in jou swakheid. Een van die eerste mense van wie ons in die Bybel lees, dat die Here hom geroep het vir 'n groot volk, vir 'n groot taak om die volk te lei, was Moses. En julle onthou dat Moses gehakel het en verskriklik teëgestribbel het toe die Here hom geroep het en gesê het, sal dit nie kan doen nie. Dink ons die Here het nie geweet Moses hakel nie? Natuurlik het hy geweet. En tog roep die Here vir Moses. En die Here maak 'n plan met die pratery. Hy gee vir hom sy broer Aaron rondom, langs hom, wat die praatwerk gaan doen. Deel van die goeie nuus van die evangelie is dat die Here weet van ons swakheid, van ons huiwering, van ons vrese, van ons gevoelens van onbekwaamheid, van ons sonde, ons geskiedenis. As daar nou ooit iemand was wat 'n sleg geskiedenis gehad het vir getuienis, was dit Paulus, wat Christene doodgemaak het. En tog
sien die Here kans, ook om vir Paulus 'n apostel en 'n getuie van hom te maak. Hy sal ons krag gee, die krag wat ons self nie het nie. Hy sê dit hoeveel keer, ons het dit gehoor in Lukas 14, wag tot julle krag ontvang. Romeine 8, ek sal julle in julle swakheid te hulp kom. In Johannes Evangelie, hoeveel keer, ek sal julle nie alleen los nie, ek stuur vir julle 'n helper, om julle by te staan, sê Jesus. Maar nou vriende, ek kom by my laaste punt, is daar 'n baie belangrike ding, wat ons van die krag, en van ons vra vir die krag, moet verstaan. As ons die krag wil kry, wat ons nodig het, moet ons nie bid vir krag nie. Ons kan nie fout maak. Want ons wil graag sterk voel. Ons bid vir krag, en ons wil sommer dan dadelik ook voel, hoe gee die Here ons krag? En daarna is ek sommer reg, om die wêreld te verander, en met almal te praat, en dit is my maklik. Maar ek kan nie nou sê, dit gebeur nie so nie. Hier is die eerste geheim. Het jy al die goed gelees in 1 Korintiërs, hier die eerste paar hoofstukke, waar Paulus op meer plekke sê, die snaakse sinnetjie. Hy sê dat God se krag in menslike swakheid volbring word. Op ander plekke sê hy, as ek sterk is, het ek agtergekom. As ek sterk voel, nou is ek reg. Dan is God swak. Half of ek te arrogant is. Maar sê hy, as ek swak is, as ek voel ek sal dit nie kan doen nie, my afhanklikheid van die Here verstaan, juis dan is God sterk en kan hy my gebruik. En daarom, broers en susters, en dit is die geheim van 'n geseënde Christelike lewe en getuienis, daarom bid ons nie vir meer krag nie, maar ons bid vir meer liefde. Die krag van die Christelike geloof kom op nie uit 'n kragbron nie, maar uit 'n liefdesbron. Dit is die geheim van Pinkster, skryf baie goeie Christelike teoloë. Ons het dit gehoor in Romeine 5 vers 5, wat ek vir u gesê het, as jy self 'n guns gaan doen, plak daai teks iewers teen jou muur op, wat sê, die hoë beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Ons kan bid vir liefde, vir meer liefde, vir soveel as wat ons wil hê, en die Here sal dit gee. En liefde gaan ons lewens verander, en ons die krag gee, wat ons nodig het, vir ons getuienis aan ander. Ons het dit ook gehoor in Efesiërs 3, né? Die stuk wat ons gelees het. Daai 2 dele van Paulus se gebed. Die eerste deel bid Paulus eers, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee. Ek weet julle het krag nodig, en dat julle innerlik sterk sal word. Maar luister dan, hoe gaan hy aan? Dan sê hy, ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Nie in die krag nie, in die liefde. Dis wat die verskil gaan maak. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ons soek krag. Maar ons moenie bid vir krag nie. Dit is as ons vir liefde bid, en die Here dit uitstort in ons harte, deur die werk van die Heilige Gees, dat hierdie liefde ons begin verander. En ons liefde vir God, en ons liefde vir mense, laat begin groei
in ons lewens. En hierdie liefde, vriende, maak ons moedig en dapper. Dat ons dinge doen wat ons gedink het, ons kan nie. Omdat ons sterk voel deur die liefde wat ons dring. Begin klaarmaak, hulle vertel 'n baie mooi storie, het my nogal geroer, van General Booth. Dis die ou wat die Salvation Army, ons ken almal die Salvation Army, begin het. Hulle sê dat hy na sy bekering baie graag 'n predikant wou word, vir preek. Maar hy het ook gehakel soos Moses. En hulle sê hy het blykbaar vir jare gebid dat die Here hom van sy hakel moet genees, dat hy kan preek oor die evangelie. En vir jare blykbaar het niks gebeur nie. Tot hulle sê op 'n dag, toe hy na die Here toe gegaan het en vir die Here gesê het, sorry, maar hy kan nou nie langer wag vir die genesing van sy hakel nie. Hy kan nou nie langer hierdie boodskap vir homself hou nie. Dit brand in hom. Al moet hy dit nou gaan uithakel en uitstotter, het hy vir die Here gesê, gaan hy nou maar met mense begin praat. Dit is wat liefde doen. Dit is as die liefde van Christus ons begin dra.